Goeiemiddag. Ons boodskap vandag, liefde. Die woord liefde, die term liefde. Het dit 'n afgewaterde woord geword, dit 'n afgewaterde term geword. Kom ons kyk bietjie, hoe lyk God se liefde? Johannes 3 vers 16, ons teksvers, Nuwe Lewende Vertaling. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons leef in 'n deurmekaar wêreld, in 'n tyd waar mense geen meer respek en liefde vir mekaar of ander het nie. Tyd waar die enigste 3 persone wat vir ons belangrik is, me, myself en I, is 'n sterk stelling. Maar wat sou die rede wees waarom mense so teenoor mekaar optree? Is dit dalk die feit dat ons vandag nie meer weet wat die woorde liefde, lief wees, lief hê en lief beteken? Kan ons met reg sê dat ons God, onsself en ons medemens lief het, as ons nie die betekenis van die woord liefde verstaan nie? As ek sou vra wat die volgende woorde beteken, is ek seker sal 99% vir die verduidelikings daarvan ooreenstem, omdat byna almal weet wat dit beteken. As ons kyk na die woorde haat, trots, hoogmoed, angs en vrees, glo ek sal dit almal dit redelik akkuraat en op dieselfde wyse beskryf. So ek egter vra wat liefde is ek oortuig daarvan dat ek wyd uiteenlopende verduideliking sal kry. Want vandag, ons as mense van vandag, nie meer verstaan wat liefde is nie, en elke persoon sy of haar eie betekenis daaraan koppel. Die woorde lief of liefde, ensovoorts, het so afgewater geraak, dat dit as byna niks seggende voegwoord gebruik word. Hoekom sê ek so? Die woord lief word gebruik, om dit waarvoor ons hou te beskryf. Ek haat aardappels, maar ek is lief vir patats. Ek haat perdry, maar ek is lief vir fietsry. Soms sal ons ook om sê, gisteraan die wonderlikste man of vrou ontmoet, na het ons passievolle liefde gemaak. Dit was nie liefde nie, dit was droogmaak, vervulling van vleeslike begeertes, buiteegtelike seks, miskien self oorspelige seks. Ons gebruik die woord liefde, om soms goed wat ons weet verkeerd is, toe te maak, te oordek, weg te steek. Dan gaan ons aan, ons gaan 'n stapie verder. Ons gebruik dit soms wanneer ons mekaar groet. Ons gebruik die woorde sonder enige gevoel. Love you, lief vir jou. Jy sien? As ons lief is vir iets, hou ons wel daarvan. Maar as ons nie noodwendig lief vir alles waarvan ons hou nie. Daar is 'n wesenlike verskil tussen die betekenis van die twee woorde. Ek sê nie elke keer dat iemand hierdie woorde gebruik, is dit nie opreg nie. Nes met alle dinge, is daar uitsonderings, en word dit in opregtheid gebruik om jou gevoel aan die persoon oor te dra. Ons leef in 'n era waar liefde nie langer die platform van die verhouding is nie. Meeste verhoudings word gekoppel aan vleeslike begeertes, en om as 'n paartjie skool saam gesien te word. Ons is in 'n verhouding vir hoofsaaklik statusdoeleindes. Wat is dan die resep van mense wat tussen 30, 40 en selfs 50 jaar saam is? Kommunikasie, tyd saam mekaar en ondersteuning aan mekaar en teenwoordigheid van God die Almagtige. Vroeger jare was daar nie TV, Facebook en al die ander dinge wat mense se tyd saamgesteel het nie. Nee, mense was in mekaar se teenwoordigheid, hulle tyd saam spandeer, gesels en mekaar leer ken. Nie net in verhoudings nie, maar ook as bure, vriende, kollegas, het ook God in aanbidding vereer en geken. Die groot probleem kom daarby in dat mense vandag nie meer met mekaar kommunikeer nie. Mense wat in verhouding met mekaar staan, ken mekaar nie meer nie. Hulle vul mekaar nie aan nie, en word nooit een, soos in die woord lees nie. Om mekaar te kan vorm, moet ons in mekaar se teenwoordigheid wees. Die enigste manier wat twee klippe hulle rowwe kante kan glad kry, is om op so in mekaar se teenwoordigheid te kom, so naby mekaar te wees, dat hulle teen mekaar skuur. As ek vandag vir iemand sou vra, wat die funksie van sy of haar selfoon, wat normaalweg nie ouer as 3 jaar is nie, sal ek 'n gedetailleerde verduideliking kry, vanaf die grootte van die memory, verby die hoeveelheid megapixels, kamera en hordes ander detail, wat ons as ouer mense in elk geval niks van weet verstaan. So ek egter uitvra oor persoonlike aspekte of voorkeure van die persoon waarmee iemand in 'n verhouding staan, gaan die kennis baie oppervlakkig wees. Bloot daarom dat mense nie meer kwaliteit tyd mekaar se teenwoordigheid lewe, en mekaar se voorkeure en afkeure nie leer en verstaan nie. Ons ken mekaar net eenvoudig nie meer.
Mense is by mekaar, maar as gevolg van ons verslawing en tegnologie, is nie mekaar teenwoordigheid nie. Ons is elkeen besig met ons eie ding. Facebook, Twitter, TikTok, ensovoorts. Voordat ons nie die ware betekenis van die woord liefde verstaan nie, sal ons aan om die kragtige werking daarvan te onderskat en te faal in ons liefde teenoor ons naaste en teenoor God. Sal ons uit liefde vir ons naaste bereid wees om enige van ons kinders te offer, sodat iemand anders gered kan word. God het. Ons weet God is liefde. Die meeste van ons bely dat ons God lief het. Is ek reg? Ons lees die volgende in die skrif oor liefde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3 vers 16. En dan Matteus 22 vers 37 tot 39. Wanneer hulle vir Jesus vra wat is die grootste gebod, antwoord hulle. Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kan ons aan die lig van laasgenoemde gebod, kan ons kom en sê ons wil doen daar? Kan ons kom en sê ons weet wat ware liefde is? Ons weet wat die woord liefde beteken. Kan ons? Voldoen ons aan die gebod? Kom ek vra die volgende vraag aan. Veronderstel kom vandag 'n groep mense wat op die kerk toeslaan. Wat sê dat hulle almal gaan teregstel, wat sê dat hulle God lief het? Hoeveel van ons gaan bereid wees om ons lewens vir ons liefde in hom af te lê? Anders gestel, hoeveel gaan uitstap en sê, ek is nog te jonk om nou al te sterf. My kinders en my man of my vrou het my nou nodig. Ek is seker as ek later om vergifnis vra, sal ek dit ontvang. Sommige sal selfs daarin slaag om 'n Bybelvers of 2 aan te haal, waarom nie nodig het om ter wille van hulle liefde vir God te sterf. Tog het God sy seun as offer gegee en was Jesus bereid om vir ons sondes in te tree daarvoor te sterf. Meer nog, hy wat Jesus is, het die dood oorwin, sodat die wat aan hom glo deel kan hê in die ewige lewe. Maar dis tog die einde nie. Meer is dit nog, hy betoon nog steeds sy liefde aan ons, omdat hy alhoewel hy in die heerlikheid aan die regterkant van God se troon sit, nog steeds by die Vader voorspraak maak vir my en jou voortgesette sonde. Dink jy nie die tyd het aangebreek dat ons ernstig besin oor die woorde liefde nie, dat ons die ware betekenis daarvan ontdek, die liefde nie net leef nie, maar ook uitleef. Mag die Vader ons deur middel van sy seun Jesus Christus onder leiding van die Heilige Gees daartoe toerus om ware liefde te ervaar in ons lewens, binne en buite die kerkverband, dat ons liefde kan ervaar, leef en uitleef. Amen.